En die Here groet jou vanoggend genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy kan maar sit en Rudy, gaan jy bid. Rudy gaan 'n spesifieke gebed doen vir die vaders. Kom ons almal sluit die oë en ons trek sommer die mense naaste ons, trek hulle net nader. Is dit jou pa of jou tannie of jou auntie of iemand wat jy wel selfs moeder noem of selfs iemand wat jy kan pa noem. Trek hulle nader, sit jou arm oor hulle en dan bid ons saam. Dankie, okay. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons hier so as gemeente by mekaar kan kom. Dat ons nie net ons pa leen nie, maar ons ouers opdra aan U, dat jy hulle denke sal seën en dat ons as kinders die beste daarvan kan nut. En ons baie dankie vir die geleentheid en wat 'n wonderlike pa U vir ons almal ook is, dat ons altyd op U kan staan maak. En Jesus, ons verlosser naam alleen. Amen. Ja, vanoggend se boodskap gaan nie so seer oor Vadersdag of vaders nie, want dit is ook in die gereformeerde kerkverband 'n dag van verootmoediging, om eerder daarop fokus. Maar oor Vadersdag, ons sê ook baie dankie, ek hoop elke vader het so 'n sleutelhouertjie gekry. As jy nie gekry het nie, praat met Arthur en Letty en ons sê baie dankie ook vir julle moeite om hierdie geskenkies voor te berei en ook uit te deel. Baie dankie daarvoor. Ons lees uit 1 Samuel, hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gaan ons 'n paar verse lees. 1 Samuel 1 vanaf vers 9 tot vers 19, of dalk vers 20 ook by. En dan 1 Samuel 2 vers 1 tot 12 gaan ons ook lees. Ek begin dan by 1 Samuel 1 vers 9. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagtes gepraat, met haar lippe het net geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep terneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie, dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar, die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: Mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. En dan hoofstuk 2 vanaf vers 1 en ek gaan veral op hierdie vers 1 fokus. En Hanna het gebid: Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar's geen heilige soos die Here nie, buite U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatige dinge sê nie, want die Here is 'n God van diepe kennis. Dade word deur hom getoets. Die boog van die magtiges is verbreek, die wat gestruikel het nuwe krag gekry. Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur. Wie honger was, het oorgenoeg om te eet. Die onvrugbare bring 7 in die wêreld. Die een met baie kinders kwyn weg. Die Here maak dood en hy maak lewend. Hy laat afdaal na die doderyk toe en hy laat daaruit opkom.
Die Here maak arm en hy maak ryk, hy verneder ook gee hy aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan. Hy hef die armes op van die ashoop af, om hulle by die vername mense te laat sit. Hy skenk hulle ereplek, aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die aarde daarop gegrondves. Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stil gemaak in die duisternis van die graf. 'n Mens oorwin nie deur eie krag nie. Die wat teen die Here in opstand kom, word vernietig van bo uit die hemel, verbrysel hy hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning, hy gee sterkte aan sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het onder toesig van die priester Eli. Maar Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Dat is die loflied wat Hanna sing, natuurlik nadat Samuel gespeen is en sy hom teruggeval het na die tempel, om daar die Here te bly dien, soos hy beloof het. Ja, ons weet ook dat Samuel was die laaste rigter in Israel gewees. Rigter was 'n leier, nee, hy was die laaste leier in Israel, en die boek Rigters, nee, eindig met die woorde, so al die rigters, waarmee die boek Rigters, wat 'n klomp rigters vir ons noem, as jy terugblaai, en ek noem 'n klomp rigters, dan eindig die boek Rigters met die woorde. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit was die omstandighede in Israel, toe Samuel gebore is. Nee, daar was nie 'n koning nie, en Samuel is die laaste rigter, hy was die oorgang na die koningstydperk. Maar op daai stadium het almal in Israel net gedoen wat reg is in sy of haar oë. Nee, elkeen gedoen eintlik wat hulle wil. En dan nog Eli, die priester, hy was maar ruggraatloos, nee. Sy seuns het absoluut die offerdiens skade aangedoen, nee. Hulle het onteer die offerdiens. Hulle was maar slegte. Hulle was nou priesters gewees, nee, want hulle is nou nageslag van Eli. En hulle het, as jy lees hierdie in 1 Samuel, hulle het selfs by die vrouens wat diens doen by die ingang van die tabernakel, net hulle geslaap. En as die ouens hulle offers bring, dan die priester nou geregtig dat hy kan vleis kry van die offers, maar dit moet eers gekook word, die vet moet eers in die brand gesteek word. Dan kom hulle voor die tyd en sê, nee, ons soek vleis, net nog voordat ons soek rou vleis, want ons wil dit self gaar maak. So het absoluut die voorskrifte wat die Here gegee het, nee, het hulle verontagsaam, hulle het maar net gedoen wat reg is in hulle eie oë. So daar was absoluut 'n morele verval in Israel, en ook 'n geestelike godsdienstige verval in Israel. Dat die priesters ook maar net gedoen het wat reg is in hulle eie oë. En so het ons dan gelees, daar staan 1 Samuel 2 vers 12, maar Eli se seuns was slegte mense, hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Morele, geestelike godsdienstige verval. Dit was die toestand in Israel. En nou ons kan dit baie vergelyk ook vandag eintlik maar wat in Suid-Afrika aangaan. Nee, en eintlik amper wêreldwyd. Want wat is, as jy kyk net wat doen elkeen? Elkeen in ons land, sê ek elkeen, ek veralgemeen, maar meeste in ons land doen maar net wat reg is in sy of haar sy eie oë. Dit sien 'n mens. As jy wil agterkom of dit so is, klim maar net maandag op die snelweg. Kyk maar wat die verkeer doen. Elkeen doen maar net wat reg is in sy of haar eie oë. As daar ongeluk is, kan die noodvoertuig nie eers daar by ongelukstoneel uitkom nie, want hoekom? Die noodbaan, nee, julle weet die skouer eintlik op die snelweg is eintlik die noodbaan, word geblokkeer deur die taksies en nie net die taksies nie, ook deur almal. Kyk net, almal wil net verbygaan en so. Jy sien dit oral. Die morele verval, wetteloosheid. Eintlik is daar wat 'n mens eintlik half agterkom is, niks is verkeerd nie. Dis net slegs verkeerd as jy uitgevang word. Dan is jy eintlik eers verkeerd. Maar elkeen doen maar net wat reg is in sy oë, net nie uitgevang word nie. En dan, mens kan so uitbrei hieroor, net dis nog Junie maand staan bekend as Pride Month van LGBTQ+, en ek dink daar's nog goeters by ook. Nee? Pride Month. En
En waaroor gaan dit? En seksuele identiteit word heeltyd bevraagteken. En jy mag nie vir iemand aanspreek en sê, maar die Here het die mens gemaak man en vrou nie. Jy mag dit nie doen nie. Ek het al genoem van onderwyseres wat by 'n meisieskool, skool gee, en sy het gesê, was 'n Engelse skool, alright daughters, let us do this or that, ja, meisies kom ons doen dit of dat, en sy is aangespreek en sy moes gegaan het vir sensitiewe opleiding, jy mag nie meer sê seun of dogter nie, kan ook nie meer aanspreek nie. Jy mag nie sê die woord sê dit of dat nie. Ek dink oorsee is nog erger. As ek met Ariadne praat, baie op hoogte van die dinge, in Amerika is dit verskriklik. Dat jy mag nie aanspreek. Daar's 'n entitlement. As ek dink ek is 'n hond, moet julle vir my hanteer asof ek 'n hond is. Ek is gebly, ek is nie 'n hond nie, gelukkig. Maar ek moet jou so hanteer. Dit is wat so erg is, dit word op ander mense afgeforceer. Hierdie ding wat elke net doen wat reg is in sy of haar oë. Ons kan nog aangaan en nog verder uitbrei. En om te sê die woord sê dit, as mens so luister wat hier internasionaal reg oor die wêreld aangaan, raak dit al hoe gevaarliker en kan jy vervolg word daaroor. In Amerika is daar baie klinieke wat jy nou jou geslag kan verander. Honderde van daai klinieke en hulle sê 'n tiener kan soontoe gaan en sommer met die eerste besoek kan al testosteroon behandeling ontvang sonder die toestemming van die ouers. Die ouers word ook net verwyder. En maar ons bid daarteen, Suid-Afrika is mos altyd net so 'n paar jaar net agter Amerika. Ons bid daarteen. Mag ons vas staan oor hier goed. Mag die ouers se posisie wat die Here daar gestel het, mag dit daar bly. Maar ja, dit is maar hier in ons land ook. Ons weet hoe elkeen maar net doen wat reg is in sy of haar oë. Ek moet net nie uitgevang word nie. En nou in hierdie situasie, en so soortgelyke situasie in Israel, kom Hanna en sy juig, sy jubel en juig oor in die Here. Want die Here verander dinge. Hy kan dinge verander. Die Here los nie 'n dooie toestand nie. Hy verander dinge en hy gee uitkoms. Dis die troos wat ons het. Ons aanbid die almagtige God wat dinge kan verander en wat uitkoms gee. Nou hoe dit gebeur? Die naam Hanna beteken guns en genade. Ek dink nie Hanna het in die begin gevoel sy het guns en genade nie, want sy, as jy nou lees in hoofstuk 1, sy was kinderloos gewees en in daardie dae was kinderloosheid en onvrugbaarheid was 'n groot skande en 'n ramp gewees, was 'n vloek gewees vir 'n vrou as sy nie kinders kan hê nie. En sy was getroud met Elkana en jy sien hy kom by die Efraimberge, so hy was Efraimiet gewees, maar as jy ook 1 Kronieke 6 vers 25 tot 28 lees, word sy naam gelys onder die Lewiete geslagslys. So hy was 'n Lewiet wat toegewys is, aan die stam Efraim. En Hanna was kinderloos gewees, en die gebruik in daai tyd, jy mag 2 vrouens hê, maar die gebruik vir die Lewiete veral was om net 1 vrou te hê. Behalwe as jy na 'n paar jaar sien, maar my vrou is onvrugbaar, en daar's nie kinders nie, dan sal amper vir hom gesê word, hoor, ook gaan trou nog 'n ander vrou, dat die Lewiete geslag kan aangaan, die Lewitiese stam kan aangaan. En dis wat hy toe ook gedoen het. Hy is met Penina getroud, wat 'n klomp kinders toe gehad het. Maar Hanna was die liefde van sy lewe, sy eerste vrou. En omdat sy die liefde van sy lewe was, en Penina besef sy is maar die tweede vrou, het Penina haar gespot. En van gesê, man, jy is eintlik niks werd nie. Sy het skaamte op haar geplaas, omdat sy nie kan kinders hê nie. Sy is nie goed genoeg nie. En sy het vir Hanna gespot. En alhoewel Elkana vir Hanna probeer sukkel ek nou om die woord te kry, dankie,
Ja, hy sê, maar hoor so, jy's meer werd as 7 kinders, of hoeveel kinders, nê? Het dit al nie getroos nie. En dit was elke keer ook swaar as hulle gaan offer. Nee, dan sy nou nie so, sy het net vir een persoon offervleis gekry. En sy was baie hartseer. Baie hartseer en ongelukkig. Nou in so 'n situasie, kan mens net bly lê in jou ellende, en jouself bejammer, en wat gebeur gewoonlik in so 'n situasie, begin almal rondom jou net te beskuldig. Hulle is die oorsaak van jou ellende en swaar kry. Nee? En dit kan dieselfde wees met ons ook vandag. Nee? Ons kan ook hierso sit en net vertel in ons ellende, ons verknoei in ons ellende en net vertel hoe sleg dit is, al die foute uitwys. En ons kan ook sê, maar dit is ook die regering se skuld. Ons kan net vingers wys, nee. Beskuldig. Dit kan ons ook doen. Maar wat gaan die uiteinde daarvan wees? Jy gaan heeltemal moedeloos raak. Jy gaan hoop verloor. Of jy kan die ellende situasie gebruik, nee, as 'n wegspringpunt, nee, na iets beters. Om na God toe te gaan, soos wat Hanna gedoen het. Wat net dinge kan verander en uitkoms gee. En dis van ons dag van verootmoediging. Ja, ons kan hier sit en net beskuldig en vertel hoe sleg is die regering en die fout lê buite ons. Of ons kan dit gebruik, nee, om tot die Here te gaan. En werklik weer die Here die middelpunt van ons lewens te maak. En die middelpunt van die gemeente te maak. Want dit is ook ongelukkig so, baie keer selfs in gemeentes, nee, gaan dit nie eintlik oor die Here nie, maar dit gaan oor die leier baie keer, wat mens ook sien. En hoe hy gehanteer word. Almal aanbid amper vir hom. Maar dat ons God die middelpunt maak. Dag van verootmoediging. Hanna verootmoedig haar en bid. En ons ook. Dit is hoekom ons hier by mekaar is, om te sê, kom ons gaan na die Here toe. Oor die energiekrisis, infrastruktuur, werkloosheid, misdaad. Ek dink nie mense hoef dit uit te wys nie. Ons kry almal elke dag daarmee te doen. Maar hoe hanteer jy dit? Verval jy in sak en as en beskuldig, vertel hoe slegs, of doen jy iets daaraan? Die meeste wat jy kan doen, is om na die Here toe te gaan. Kom ons kyk na Hanna se gebed, net so 'n riglyn, nee, om te verootmoedig. Eerstens Hanna se gebed wat ons nou gelees het net in hoofstuk 1. Eerstens hy het 'n gelofte uit desperaatheid gemaak. Nou ek sê nie ons moet hier gelofte aflê nie, dit kan baie gevaarlik wees. Ons is nie in 'n posisie om met die Here te onderhandel nie. En pas op wat jy vir die Here beloof. Dalk in jou desperaatheid dink jy dit's maklik om dit na te kom. Maar as jy eers die Here se guns en die uitkoms ontvang, kan dit baie moeilik wees om dit na te kom. En as jy 'n belofte aan die Here gemaak het, jy kom dit nie na nie. Nee, kan dit baie gevaarlik wees. So ek dink hierso wat eintlik die kern is, ek sê nie ons moet 'n gelofte aflê nie, dit is dat kom ons plaas God in die middel. In die kern. Sê Here, ons vertrou totaal en al net op U. Ons kan nie dinge verander nie. Net U kan. Dis om God al jou vertroue in die Here te plaas. In daai situasies, nee, en hierdie jaar het baie dinge gebeur, nee. Jy weet ook die bende geweld hier in ons omgewing. Al daai dinge, nee, jy voel amper dit is 'n oormag, die bose is 'n oormag. Nee, God is groter. Kom ons sit hom in die middel en vertrou op hom. En Hanna ook natuurlik, as jy jou verootmoedig voor die Here, moet jy ook natuurlik eers na jouself ook kyk. Is daar enige sonde? Nou Hanna moes haarself jaar na jaar ondersoek het sy iets verkeerd gedoen, dat sy nie 'n kind kan hê nie. En dit was nie, ons weet die Here het so beskik. Maar ons moet ook eers by onsself begin. Wat is ons bydra dat die omstandighede so is? En as daar iets is wat jy moet bely, bely dit. As daar iets is wat ons koöperatief moet bely, dan moet ons dit bely. Dis wat Nehemia ook gedoen het, net toe hy na Israel toe is om die stad se mure, wat ook 'n te groot taak was,
Het ook eers die sondes bely van die voorgeslagte en van hulle eie sondes. En dit moet ons onsself ook ondersoek. Is daar iets wat ons moet bely? Ek dink louheid, koudheid, toe dit goed gaan, as dit goed gaan, nee, God is mos baie keer 'n spaarwiel. As dit goed gaan, dan gaan ons aan. Maar as wanneer ons op knieë is, dan bly ons eers bid, dan kom en bid ons eers. Daai louheid moet ons ook bely voor die Here. Sê Here, ons erken, U was nie altyd die middelpunt van ons lewens nie. Dan sien ons ook Hanna bid en sy gebruik hier 'n naam. Ek dink die eerste keer wat hierdie naam van God gebruik word, in die Bybel, en dit is die Here van die leerskare. Die naam Here, dit is God se verbondsnaam, sy eie naam, Jahwe, God wat getrou is aan die beloftes van sy verbond, maar sy voeg iets by, die Here van die leerskare. En wat dit beteken is Jahwe Sebaot, en dit beteken die leerskare, dit is in 1 Samuel 1 vers 11, dis die verbondsgod wat 'n magtige weermag lei. God van oorlog en oorwinning. God wat legioene engele het tot sy beskikking om dinge te kan verander. Niks is vir hom onmoontlik nie. Ons weet ook dat Moses het mos ook so 'n paar sondae terug gesê, God is krygsman wat red, Hier is dan min of meer dieselfde idee. God veg vir die regverdiges. Hy is die God van oorlog en oorwinning. En sy roep God aan in haar stryd om te veg vir haar. Daar was sy nie kan nie. Here, kom veg U vir my. Veg teen my kinderloosheid. Veg vir my teen my kinderloosheid. Want U kan dit verander. Here, veg teen my vyande wat my verneder, Penina, wat my verneder. Veg vir my teen haar. Wat my so verkleineer. Want U kan dinge verander en uitkoms gee. En so kan ons ook vir die Here vra. Here, kom veg vir ons. Kom veg vir die regverdiges. Kom verander die dinge. Want ons lees ook God, dit is in, ek dink Jeremia, ek wil gou daarna toe gaan, Jeremia 9, vers 24 staan, ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op aarde. Is dit nie wat ons nodig het in ons land nie? Liefde, reg en geregtigheid. En dan kan ons roep, Jahwe Sebaot, kom veg vir ons, kom veg vir geregtigheid. Veg vir ons vir die reg, vir liefde tussen mense. Waar daar so liefdeloosheid is. Ons kan op die Here vertrou wat sal veg volgens sy verbondsbeloftes, wat hy byvoorbeeld daar sê, dis wat hy wil hê op aarde, liefde, reg en geregtigheid. Kom ons roep hom aan om te veg vir geregtigheid in ons land. 'n derde opmerking wat ons kan maak uit Hanna se gebed is, die teken dat sy haar regtig opreg verootmoedigheid voor die Here is. Sy was nie meer bedruk na die gebed nie. Hoekom? Sy het geglo. Geglo dat Jahwe Sebaot hoor haar gebed. En hy sal dit ook verhoor. En sy was nie meer bedruk. Sy het opgestaan, gaan eet, sy was nie meer bedruk. So wat doen opregte verootmoediging? Dit verander die persoon wat bid. Die persoon wat hom of haarself verootmoedig. Dit verander ons. En ons moet in die geloof ons vertroue plaas in die Here. So dit help nie ons het hier 'n dag van verootmoediging, maar dan gaan ons hier uit en ons is weer net self so negatief, pessimisties, geen hoop nie en ons praat lekker om die braaivleisvuur. As ons nou saam daar Vadersdag ete het of wat ook al, vertel net hoe sleg en hoe sleg is almal om ons in die munisipaliteit en al hierdie dinge. Dit moet jou verander. Ons is draers van hoop, want die Here is die Here van die leerskare. Opregte gebed verander, voordat die omstandighede verander dit eers eintlik jouself. Dan weet jy glo werklik.
In geloofsvertroue tree jy op asof jou gebed reeds verhoor is. Want die Here van die leerskare verander dinge en hy gee uitkoms. En dan sien ons ook wat die uitkoms was van hierdie opregte gebed en verootmoediging, nee. Ons sien Samuel word gebore en later het sy nog 3 seuns en 2 dogters gehad. En dan gebruik die Here vir Samuel. Dit is die grootste gevolg. Guns wat sy ontvang het. Toe is hy regtig 'n begunstigde. 'n Vrou van genade, nee. Want die Here gebruik Samuel om die hele volk Israel te transformeer. Net vir 200 jaar was die volk Israel verdeeld gewees. Het hulle geestelik verval, afvallig van die Here geraak, maar Samuel as leier kom weer en hy herstel die offerdiens in Israel. En hy lei al die hele volk weer na die Here toe. Weet jy, die vorige 200 jaar, net so die rigters mekaar opgevolg het, het jy gesien hoe het hulle agteruit gegaan die volk. Hulle was verdeeld, op 'n stadium met stamme teen mekaar geveg. En Silo was nie meer die middelpunt, die tabernakel was nie meer die middelpunt gewees van die volk se bestaan nie. Maar Samuel gebruik die Here om hulle as 'n eenheid saam te bind en weer die diens van die Here te herstel. Hulle sê, mens kan sê, Samuel het die mag gehad van Aaron en Moses. Aaron was mos die hoëpriester gewees en Moses die leier. En dit is wat Samuel was. Hy was die leier gewees en hy was die priester wat die offerdiens weer herstel het. Weer die Here sentraal in Israel gebring het. Hy was die afsluiting van die rigtertydperk. Hy het profetiese gawes gehad. Hy het priesterlike funksies vervul en dit was die oorgang na die koningstydperk. En nou bid in 'n loflied, Hanna in 'n loflied, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Hanna juig in die Here wat dinge kon verander het. En profeties kan jy sien, hierdie Here loflied praat ook van die toekoms, van koning en so, en wat gaan gebeur. Die Here wat uitkoms, verlossing gegee het. En Hanna juig in die Here wat die rolle omkeer, die wat swaar kry, wat verneder word, word verhoog. Rykes word arm en die armes word ryk, nee. Die Here wat rolle kom verander het en omstandighede kom verander het. En mens sien die ooreenkoms met 'n latere lied in die Bybel. En dit is die loflied van Maria, die moeder van Jesus. As ons kyk na Lukas 1, vers 46, sing Maria, en dan sien mens die ooreenkoms, mens hoor dit. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag, maghebbers het hy van trone afgeruk en gering is verhoog. Behoeftig is hy oorlaai met goeie gawes en ryk is met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy het toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly. Jy hoor die ooreenkoms. So dit was Lukas se bedoeling gewees. Hy wil graag die verband tussen Samuel en Jesus skets. Daar's 'n verbinding. Samuel in die Ou Testament is 'n heenwyse na Jesus in die Nuwe Testament. En en dan weet ons ook, Samuel was 'n dooie toestand gewees, onvrugbaarheid. En toe is Samuel gebore, toe kom maar uitkoms. Jesus het deur 'n dooie toestand, sy dood aan die kruis, het die Here, het God lewe gebring. 'n Lewe van oorvloed. Dis dieselfde. Uit 'n dooie toestand
bring die Here lewe. Want hy is die God almagtig, wat dinge kan verander en uitkoms gee. En dit is wat ons vertrou op hierdie dag van verootmoediging. Dat selfs al lyk dit na 'n dooie toestand en jy hoor die mense almal wil net weg. Net die Here kan dinge verander en uitkoms bring. En ek moet net sê vanoggend toe ek hiernatoe ry, hier's op my pad wat ek hier na die kerkgebou toe ry, 2 plekke waar pype lek. Al 2 plekke is reggemaak. Al 2 lekke. Net so saait opmerking. Die Here bring uit dood aan die kruis, bring hy vir jou en my die ewige lewe. Daar waar almal gedink het, dis nou verby, dis klaar. Toe red die Here reeds. Toe bring hy uitkoms. En dis wat ons vertrou vir die Here vir ons lewens. En daar's 'n uitnodiging vir elkeen van ons. Hebreërs 4 vers 14 en 16. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou in die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die Here sê kom. Jesus is my hoëpriester, jou hoëpriester in die hemel. Sê kom met vrymoedigheid na my genadetroon. Kom lê dit voor my neer. Verootmoedig jou voor my, sodat ek vir jou genade en barmhartigheid kan gee om op die regte tyd gered te word. En dan moet ons net met opregte hart werklik vir Here te sê, Here, U alleen. Ons vertroue is in U alleen. En ondersoek ons hart. As daar iets fout is by my, kom ons bely dit. Here, wys dit uit dat ek dit kan bely, my kan bekeer daarvan. En dan vertroue in die Here Jahwe Sebaot wat vir my sal veg vir geregtigheid, vir liefde en reg. En glo dan ook. Glo dat die Here ook dinge kan en wil verander in ons land. Dat hy vir ons uitkoms gee, verlossing. Laat ons dit in geloof doen. Moenie moedeloos raak nie. Moenie hopeloos en soos die wêreld wees nie. Maar wees vol hoop en vertroue in Jahwe Sebaot, wat vir ons sal veg. En oorwinning gee. En dan wil ek ook sê, dan moet ons ook 'n gesindheid hê, van om nie net God se guns en genade te ontvang, net vir myself te hou nie. Dan moet ek ook bereid wees om terug te gee. Uit te deel. Terug te gee deur uit te deel. God se guns en genade uit te deel. En daardeur vir God terug te gee. Soos wat eintlik Samuel teruggegee is deur Hanna. Dat ons ook bereid sal wees om te kyk, daai wat jy 'n verskil kan maak. In jou omgewing, in jou vriendekring, in daar waar jy 'n verskil, gaan doen dit. Gaan deel God se genade en liefde uit. Een voorbeeld is nou maar wat die diakonie beplan om te gaan. Mense te help. Dat ons nie net, Here, kom gee uitkoms vir my en ek probeer dit net vir myself hou nie. Die Here wil vir jou en my gebruik om sy guns en sy genade uit te deel. Hy sal ons verhoor. Hy sal dinge verander. En ons gaan nou ook bietjie bid. Christian gaan omgee gebed doen en dan gaan dit ook oorloop en dan nog so 2 lidmate, Gerard, jy gaan ook bid, nee, is ek reg, en Rihanna, jy ook. Nee, dat ons verootmoedig voor die Here. Regtig met 'n opregte hart. Sê Here, ons vertrou net op U. En as daar nog iemand is wat na hulle 3 wil bid, kan jy ook vorentoe kom hier by die mikrofoon om te bid. Dat ons net 'n tyd het van gebed. Christian, dankie. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die kans om in die huis by mekaar te gaan kom, Here, en U naam aan te roep, Here, ook om ons tot U te dra, Here, en ons behoeftes uit te spreek.
Here, en te sê, Here, ons sê dankie. Here, dankie Here vir verjaarsdae, Here vir Anje, vir Lucia, vir Nina. Here, dankie Here dat U ons het bewaar, daar waar ons dit weet, soos wat met Pieter hulle gebeur het, en daar waar ons dit nie weet nie, Here, waar Here U intree en U ons red, ten spyte van waar ons onbewus is daarvan. Here, daar waar U voorsien, daar waar U omsien na ons, Here, en 'n plan het met ons, Here, daar waar U ons wil oplig, Here, dat ons daai raak sien. Here, ons het ook omgee, wat gebeur het, Here, ons dink spesifiek aan Ella Botha, Here, sy plek is leeg, Here, ons mis haar, Here, ons weet haar familie mis haar ook, Here, kom vertroos, Here, staan in, Here, wees ons, versterk ons, Here, maar ons weet sy is by U, ons weet, Here, dat daar waar sy is daar vreugde en vrede, Here, maar Here, hier waar ons is, mis ons al, Here, so ons vra dat U ons sal vertroos. Here, ek dink aan Lana van Straten se broer, die motorfietsongeluk wat moet herstel, Here. Here, wees met hom, Here, gee hom ook vrede, maar gee hom daai gemoedsrus om ook te versterk. Here, ons dink aan Annelie Nel, Here, ons roep U naam oor haar al lank, Here, en ons gaan ander roep, Here, ons het 'n verwagting dat die gaan groot intree, Here, daar's 'n PET-scan wat kom, Here, en ons het 'n verwagting dat die resultate sal goed wees, Here. Ons weet U is die groot geneesheer. Ons dink ook aan Carla se dogter, Carlien se dogter Carla, wat ook wag vir 'n tweede diagnose, Here. Ons vra dat U wysheid en insig sal gee vir die dokters, Here, dat hulle die regte diagnose sal maak. Dat die regte besluite geneem sal word, maar meer is dit, Here, dat sy ook veilig in die hande sal wees, Here. Ons dra aan U op. Ons dink ook aan Tannie Min se broer Gert, 'n beroerte gehad het, en ook Dominee Rudolf van Velens het ook beroerte gehad het, Here. Here, dit is maar sleg as die liggaam so 'n verskriklike ding oorkom, Here. Maar ons weet U kan herstel bring, Here, en daarom vra ons vir die hand van genesing oor hulle. Ons vra Here vir herstel. Here, dan dink ons ook aan wat vroeër ook gesê is, Here, wat ons identiteite van vaders aanspreek vandag, Here. Ons is eintlik besig om uit te roep en te sê, vaders moet hulle posisies instaan, Here, as konings, priesters en profete. Here, dat hulle voorsieners sal wees, maar ook sal sien na hulle familie se welstand, geestelik en fisies, Here. Here, dit is so belangrik, Here, en dit is so hartseer dat ons in hierdie tyd waar jy Pride Month het, waar dit so afgebreek word, Here, waar dit al gesê word, dit maak nie saak nie, Here. Maar ons weet U het dit ingestel, Here. En wat U instel is belangrik, Here, moet gevolg word, Here. So ons dra die paas aan U op. Here, ons vra dat U hulle ook sal wysheid en insig gee, sal beskerm, versterk, Here, dat hulle identiteit in U sal vind, Here. Dat hulle ook soos U, wat ons ook soos U, sal probeer om 'n good vader te wees, Here. Ja. Dat ons as kinders sal omsien, Here, dat ons hulle identiteit sal aanspreek, dat ons sal hulle prinsesse en prinse noem, dat ons vrouens sal bekoor, Here. Want hulle is belangrik, Here, en hulle is U geskenk aan ons. Ja. Ons is dankbaar daarvoor. Ons vra U in U naam, Here. Hemelse Vader, ons as Bergbron gemeente het gehoor gegee aan die nasionale versoek om deel te wees om vandag as 'n dag van verootmoediging en voorbinding met die energiekrisis, die verval van die infrastruktuur, die hoë werkloosheid en misdaadvlakke en nog meer, Here. Here, met gebedsbyeenkoms van 'n gemeente wat saam bid, het U dit bedoel as 'n middel om spesiale antwoord op gebed te verseker. En die eenheid onder mekaar van geloof en van liefde en van die Gees tree die krag van die naam en die teenwoordigheid van Jesus vrylik op. En op die antwoord kom meer seker. Die produk van waar daar ware verenigde gebed is die vrug en die antwoord, die ontvangs, die dinge wat gevra word. Here, in die woord sê, ek sê vir julle,
dit sal vir julle gedoen word deur my Vader wat in die hemel is. U sal dit vir ons laat kry. Wat 'n onuitspreeklike voorreg is gesamentlike gebed tog. Hemelse Vader, U beloof met die verootmoediging sal U hoor vanuit die hemel, maar daar's 'n laaste finale voorwaarde. Bekeer dat ons sal bekeer van ons verkeerde weë. Vader, U verwag van ons om terug te kom vanuit 'n toestand waar ons tans is. Ons is om na U toe te draai, om weg te draai van 'n verkeerde in ons lewe, om te breek met dit wat ons bind. Here, as ons dit doen, dan wil ek net hierdie gedeelte inbring wat Stefan se tema was van sy preek. Here, dan kan ons jubel in die Here wat dinge verander en uitkoms gee. En hier in 2 Korintiërs 7 vers 14 staan daar, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en die land genees. Die letterlike betekenis is dat as ons as lidmate, as regering, as volk, om ons rug te keer op dit wat verkeerd is en van rigting verander. Here, ons as die kinders het verval in 'n gemaklikheid om die gemeenskap van gelowiges nie meer by te woon nie. Ons bely dit as sonde. Ons vaders is nie in die posisie as koning, priester en profeet nie. Ons gesinne is stikkend. Die regering, Here, ons bevind ons in 'n greep, of hulle bevind in 'n greep met van energiekrisis wat ons landsekonomie groot skade berokken. En ons bid ook teen 'n magstryd in die politieke sfeer. Ons infrastruktuur gaan gebuk onder verval omdat daar nie behoorlik onderhoudswerk gedoen word nie. Ons werkloosheid is baie hoog en veral die jong mense kry nie werk nie. Die misdaadvlakke is geweldig hoog en die landbougemeenskap is weerloos gelaat met politieke besluite. Die onderwys hou hulle besig met verkeerde uitkomste om letterlik beheer van ons kinders en ons ouergesag weg te neem. Die geweldige hoë diefstal en bedrog by staatsinstellings het die land lam gelê. Onaanvaarbare wette word ingestel om die volk te probeer beheer. Ons regering hou hulle op met verkeerde groepe soos Rusland. Here, ek kan aangaan nie meer, maar ek wil al hierdie dinge voor U bring. Vader, ons as 'n gemeente kom en vra, stuur 'n nuwe wind onder die kinders oor wie U naam uitgeroep is. Dat hulle sal bekeer en terugdraai, dat ons sal sê Suid-Afrika draai terug na God. Here, en ons bid dat ouers sal waak oor ons gesinne en ons waardes. Geef vir ons 'n gees van onderskeiding. God, we must believe in something, otherwise we fall for everything. Ons bid vir 'n regering wat U sal vrees en sonde besef sal hê, dat hulle sal weet wanneer iets verkeerd is en daarvan sal weerhou. Ons bid vir 'n regering wat homself onder die gesag van die woord sal stel en wat wetgewing sal hê wat in lyn is met die 10 gebooie, die geestelike wette van God van die Nuwe Testament. En die skrif sê die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle hande geskryf staan, ook hulle gewetens getuig daarvan dat hulle immers innerlik tweestryd deur hulle gedagtes aangekla vrygespreek word volgens Romeine 2 vers 15. Ons bid ook vir 'n regering wat enige vorm van korrupsie en nepotisme, onregverdige bevoordeling van familie en vriende toe te laat om dit nie te doen, die Here. Ons bid vir
die redding van regeringleiers en hulle gesinne. Ons bid vir oppositiepartye, werksunies. Hierdie groepe beoefen groot druk op regering om dikwels goeie en ander kere onbillike voorstelle wat tot konflik kan lei. Here, hierdie prosesse kos die staat en die mense van ons land baie hoeveelhede geld, oneffektiewe en onwyse optrede van die regering en ander belangegroepe ondermyn en die ekonomie en vrede in ons land lei daaronder. Ons bid vir 'n oplossing vir ons land se groot aantal werklose mense, vir wetgewing en politieke stabiliteit, wat beleggings moontlik sal maak in ons land. Here, en dan dink ons aan grondbesit, is 'n gekompliseerde saak waaroor baie emosies is en twispunt. Dit is 'n gekompliseerde saak en daar is baie emosies betrokke. Ons bid vir die besluit vir wetgewing wat nie tot konflik sal lei nie en wat die ekonomie en kosvoorsiening in die land sal benadeel nie. En wat mense se behoefte aan grondbesit sal bevredig. Ek weet, Here, dit net U alleen kan dit doen. Ons dink ook aan die plaasmoorde wat daardeur soveel van ons mense reeds 'n prys moes betaal. Hoor ons roep, Here. Ons vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Kan ek vra dat vir die wat moontlik is om net op hulle knieë te gaan. Laat ons regtig waar laagsak voor die Here. Here, ons wil vanoggend nederig voor U kom, Here. En ons wil ons sondes voor U bely. Here, en ek weet, U kan ons nie vergewe as ons nie ons vyande vergewe nie. Here, ons kies vandag om ons regering te vergewe. Here, ons kies vandag om Eskom te vergewe. Here, ons kies vandag om almal wat korrup is te vergewe, Here. Here, ons kies om korrupte polismanne te vergewe. Here, ons kies om korrupte onderwys te vergewe. Here, ons sit Sondag in die kerk, op die kerkbanke en hou ons hoogmoedig. Ons wys vinger na die bedelaars en die verslaafdes, terwyl ons agter toe deure ons eie lustige vlees voed. Here, ons is besig met afgoderry, met allerlei dinge wat ons voor U plaas, Here. Here, ons kan nie eers die huis verlaat sonder ons selfoon in die hand nie. Here, maar die Bybel lê op die rak. Here, ons kan vir ure lank sit en TV kyk. Maar ons gee vir U 'n afgeskeepte halfuur. Here, ons buig laag voor U vandag in skaamte. Here, as ek dink aan Galasiërs 5, Here, is ons nie ver af daar nie. Here, waar ons skuldig is aan ons sedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns,
dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie daaglikse dinge. Here, vergewe ons. Here, dan weet ek ook dat ons geveg nie teen vlees is nie, Here, maar teen die bose magte wat in die lig is, Here. Here, as ek na ons land kyk, dan dink ek aan Jesaja 1 vers 6 en 7. Van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Dit is die ene kneusplek, hale en rouwwonde. Hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie. Julle land is verwoes, julle stede is verbrand. Voor julle oë verteer vreemdes julle landerye. Hulle het dit 'n verlate wêreld gemaak. Here, ons weet ons dien 'n genadige God. Here, U is die Almagtige. Here, kom maak ons land weer heel. Here, stuur U leerskare. Laat U lig oor Suid-Afrika skyn, Here. Sodat die bose kan verdwyn. Ja, Here. Bring weer die regte orde in gesinge in. Here, waar paas is en maas moet wees. En waar daar nie verwarring is, wat die ma nie weet of sy pa of ma moet wees, of pa weet nie of hy pa of ma moet wees nie, Here. Here, bring die paas terug in die gesinne in, sodat ons kinders kan weet wie hulle is, sodat hulle nie hulle voorbeelde by gangsters gaan soek of in dwelms of aan ander plekke nie, Here. Here, kom maak ons land weer heel. Here, ons het gesondig en ons bely dit voor U. Dankie vir U genade, Here. Dankie dat dit nooit ophou nie. Here, dankie dat U nog lief is vir ons en dat U nie U rug gedraai het teen ons nie. Here, dankie. Dankie, Here, dat ons dit van U kan vra. Ons bid dit in ons koning, Jesus Christus se naam. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ek wil U net loof en prys. En ek wil dankie sê dat U so groot God is, sulke goeie God is vir ons, Here, dat ons op U kan staatmaak. En Here, ek bid dat soos Hanna ons na U toe sal gaan met ons probleme, Here. Ek bid dat ons dit nie vir onsself sal hou en kla en suur raak nie, Here. Ek bid dat ons na U sal gaan, dat ons die antwoord by U sal kry, Here, dat ons oplossings by U sal kry. En ons weet die antwoord, soos wat U vir Hanna geantwoord het, Here, ons weet U bring 'n oplossing, beter as wat ons al kan dink. Here, ek bid dat ons eerste reaksie nie sal wees om net weg te hardloop nie, negatief te wees nie, Here. Ek bid dat ons U wil sal volg, Here, en as ons moet bly, en as ons moet saam staan, en Here, as ons moet bid, ek bid dat ons weer lank sal kan bid, Here, dat ons by U voete sal staan, by U voete sal neer lê, Here, al ons probleme, en dat ons weer sal leer om te bid, Here, dat ons
lank sal bid, dat ons nie moeg sal raak nie, dat ons nie moedeloos sal raak nie, Here, dat ons by U voete kan rus en weer vrede sal kan kry. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Ja, die Here wil jou seën, want hy wil jou gebruik om dinge te verander en verlossing te bring. En ek kan net getuig, Tannie Ella, laas Sondag was sy nog hier gewees. Nee. En die Here het haar kom haal, soos wat hy gesing het. Ek het Woensdag toe ek by haar was, net voor ek loop, toe vra ek vir haar, Tannie vrede met die Here. En dadelik sy geantwoord, ja, absolute vrede met die Here. En dit is waarmee die Here jou wil seën, met sy teenwoordigheid, dan gaan jy deur wat? Die Here gaan saam met jou, ontvang nou sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.